Op maandag 12 November sal dit 'n dekade wees sedert die musikant Johannes Kerkorrel se ontydige dood. Die enigmatiese rocker het in die laat 80er jare met sy protesmusiek teen die establishment gerebelleer en 'n Afrikaanse mark geskep wat nooit voorheen durf bestaan het nie. Hy sou vanjaar 52 jaar oud gewees het. Ons gesels met voormalige kollegas en mede-musikante oor sy erflating. Hy die musiekbedryf, die Afrikaanse musiekbedryf, moontlik gemaak soos ons dit nou ken. Ek dink dit was totaal verstok gewees en daar was geen hoop op vernuwing gewees soos dit was nie. Hy het dit skielik is amper middernag gewees. Hy het goeders gesê, hy het net baie mense gedink het, maar niemand het die moed gehad om dit te sê nie. En toe hy dit gesê het, was dit skielik, okay, ons kan dinge doen soos ons wil. Hy en Koos Kombuis en James Phillips het Afrikaanse musiek gemaak op 'n tyd toe die Afrikaanse musiek van die 80s en die 70s baie uil was en baie vervelig begin raak het en die onderwerpe waar hulle gesing het maar baie boelangs was en hulle was die eerstes wat toe benewens Anton Goos 'n bietjie voor die kwessies van die dag getakel het. In die eerste plek het hy denk die meeste van sy liedjies ordentlike lirieke geskryf en musiekgewys was hy werklik nie so voorspelbaar soos die typiese kommersiële bubblegum Afrikaanse musiek van destyds nie. Hy het 'n mosse lekker sin vir humor gehad. As jy Dylan Moran, die Ierse komediant ken, dit is presies hoe hy as persoon was. Eerlikheid, dapperheid, intelligensie en verskriklike talentvolle ou met 'n pragtige stem. Ek dink in sy hy het baie kritiek op ontvang en nou oorspronklik was hy afgemaak as 'n ding daar aan die kant. Ek dink hy het oor die jare mainstream geword. Op het hy soos 'n Guinness, jy weet 'n ligte skuimkoppie gehad, maar onder was daar 'n donker man gewees. En helse lekker sin vir humor. Hy kon enige situasie kon hy snaaks uitbeel. Net 'n great ou. Die uitgewers het my genader omdat ek hom baie goed geken het. Ons het saam gewerk en ook in daai tyd was ek redakteur van Beeld se kuns en vermaak bylaag. En in die voelvry beweging en die hele alternatiewe beweging het ons verskriklike nou kontak gehad omdat ek gedink het hulle is regtig besig om goeie goed te doen vir Afrikaanse musiek. Ons het heeltyd kontak gehad, by mekaar gekuier en toe die uitgewers my vra, sal jy dit skryf, het ek gesê, dit sal 'n eer wees.